Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. Vandag wil ek met jou 'n gedagte deel, ons moet terugkyk. Romeine 8:28 sê vir ons, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou 'n voertuig het 'n groot deursigtige vooruit en 'n klein triespieeltjie. Om vorentoe te beweeg en te leef is belangriker as die verlede. Tog help dit ons om soms na die verlede terug te kyk en te sien waar ons vandaan kom. Het jy al na ou foto's in 'n album of op jou rekenaar gekyk? Dalk op jou foon, foto's wat jy lank teruggeneem het. Ek kan my soms verkyk aan die klere wat almal op die foto aangehad het en die verskillende gesigsuitdrukkings. Soms fynkamp ek dikwels die agtergrond vir detail wat ek dalk nooit opgelet het nie. Terwyl ek so na ou foto's kyk van verjaarsdae, vakansies of sommer net sekere hoofstukke in my lewe, dink ek terug aan die omstandighede rondom die foto. Ek onthou hoe ek gevoel het. Ek onthou soms 'n spesifieke emosie of 'n gebeurtenis of 'n spesifieke gesprek. Dit is vir my heerlik om soms so in my gedagtes terug te reis in tyd en vir 'n oomblik weer te onthou hoe ek daardie tyd gevoel het, watter beproewings op my pad gelê het en hoe ek hulle oorkom het. Die wonderlike ding van terugkyk is hoe 'n mens dan ook die paadjie wat jy tot dusver gestap het, kan evalueer. Wanneer ek so terugkyk, besef ek, dinge het meestal beter uitgewerk as wat ek gedink het dit gaan. Ek onthou hoe sekere deure nie vir my wou oopgaan nie, en hoe ek dan dikwels moedeloos geword het. Hoekom gaan hulle nie oop nie? Maar wanneer ek terugkyk, verstaan ek ook hoekom hulle nie oopgegaan het nie. Daar is ook steeds dinge wat ek steeds nie verstaan nie. Hoekom moes dit gebeur soos dit gebeur het? Die ligpunt in dit alles is dat ek wel kan sien watter lewenslesse ek in die proses geleer het. En ek kan sien hoe daardie lewenslesse al handig te pas gekom het in my lewe. Ja, daar is ook meer dinge wat soms in die lewe gebeur, onverwagse wendings wat nooit lekker is nie. En is nie lekker om hulle te onthou nie. Dinge wat maak nie saak hoe hard jy daaroor dink en wonder of ontleed, net nie vir jou sin maak nie. En dan is jy reg, dit is nie lekker om terug te kyk nie. Tog glo ek, ons moet soms tyd neem om terug te kyk. Ons moet soms dink aan die dinge wat beter uitgewerk het as wat ons verwag het. Die dinge wat in plek geval het, toe ons gedink het alles gaan in mekaar val, en soms moet ons ook aan die moeilike tye dink, en hoe ons daardeur gekom het. Dawid skryf vir ons in Psalm 25 vers 2, My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie, laat my vyande oor my nie juig nie. As dinge nie vir jou sin maak nie, en jy voel dalk seer, of jy voel dalk te nagekom, of dalk voel jou situasie hulpeloos, wag, wees geduldig. Paulus skryf in Romeine 12 vers 12, Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Ek glo, daar sal 'n tyd kom, wanneer jy weer kan sit en terugkyk. En dan gaan jy wel kan sien, hoe God elke tree saam met jou was. Here, dankie dat U dinge ten goeie laat meewerk. Maak nie saak wat die uitdagings is waarmee ek gekonfronteer word nie. Help my om soms 'n oomblik te neem en terug te kyk en U hand in my lewe raak te sien, sodat ek kan onthou dat U my nooit verlaat het nie. Help my ook om te onthou dat U 'n plan met my lewe het
selfs al maak die plan nie dadelik vir my sin nie. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.